Ons is nog steeds besig in ons reeks deur Efesiërs. En jy kan so lank blaai na Efesiërs 5. Ons gaan lees vanaf vers 1. En dit gaan alles oor jou identiteit in Christus. Wie jy is, waar ons vandaan kom, wat ons veronderstel is om te wees nou terwyl ons leef hierdie kant van die graf. En waar ons gaan wees wanneer Jesus kom. Hoe gaan dit lyk? So dit is die groot ding. Ek sê weer, die wêreld is in 'n identiteitskrisis. Ons weet nie wie ons is nie, ons weet nie wat ek kan doen nie. Almal val rond, maar die kind van die Here is veronderstel om standvastig te wees. Want ons God verander nie. Hy verander nooit. Hy is gister en vandag tot aan alle ewigheid is hy dieselfde God. En as ons soos hy moet wees, moet ons standvastig wees. Ons kan nie verander soos die wêreld nie. Ons is nie veronderstel om deur elke wind van lering heen en weer gewaai te word nie. Dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. So blaai saam, Efesiërs 5 vers 1 tot 2. En ek gaan net die eerste 2 verse lees. Hy sê, wees dan na, kom ons lees, ekskuus tog, ek gaan lees vanaf vers 31 van die vorige hoofstuk. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. En dan vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. Nou, jy het al waarskynlik die uitdrukking gehoor, dat 'n aartjie na die vaartjie, julle het dit al gehoor, 'n aartjie na die vaartjie? Dit beteken ek aard na my pa. Of die appel val nie ver van die boom af nie, het julle dit al gehoor? So weer eens ek aard na my pa, of ek aard na my ma. As jy na my kyk, dan kan jy sê, ja nee, wat dit is pa se kind daai. Gewoonlik as ons nou kyk na Alora, my kleinkind, en dan is dit gewoonlik eerste wat by die mond uitkom, is pa se kind. Lyk soos pa, eet soos pa, en dis pa se kind. So aardjie na die vaartjie. En vir baie kinders is hulle pa al eerste superhero. En superheroes, ek kan onthou toe ek kind was, as jy op skool was, dan het jy gesê, my pa het 'n beter kar as jou pa. My pa se bakkie is vinniger as jou pa se bakkie. Of my pa kan jou pa wen as hulle moes fight. Ken julle dit? Dit is toe ek kind was. So dit was my eerste superhero, was my pa. So 'n pa speel 'n onvervangbare rol in 'n kind se lewe, en is die vroegste inspirasie in 'n kind se lewe. En weer eens 'n pa se superkragte kom nie van wetenskaplike ongelukke soos Spider-Man, wat die spinnekop gebyt is en toe nou sy superkragte nie. Dit kom nie van gevorderde tegnologie soos Batman nie. Dit kom ook nie van bonatuurlike magte soos Superman. Maar dit kom eerder van 'n pa se onvoorwaardelike liefde, opofferings, vermoë om 'n gevoel van veiligheid in die huis te skep. Wat alles dan bydra tot die bou van 'n kind se karakter en sy wêreldbeskouing. Hoe sien ek die wêreld? Dit wat hy van pa gesien het in die huis is 'n belangrike aspek. 'n Pa speel 'n baie belangrike rol. En baie wil die eienskappe van hulle pa aanneem. My pa was 'n mechanic, so ek wil 'n mechanic wees. My pa was 'n boer, so ek wil boer. Ons stel hierdie dinge op by ons ouers. En ek meen my suster, wat so 'n paar weke terug hier by ons kom kuier het. My suster sal vir jou vertel dat sy wou skeer. Sy moes skeer om 'n goed te skry, want sy wou wat my pa het geskeer. Sy nou wil sy skeer. Dis 'n vrou. Maar weet jy, sy my pa, dit was haar hero. Ek wil wees soos my pa. Nou ongelukkig is baie kinders in hierdie wêreld vaderloos. Daar's nie paas nie. Of het 'n pa wat afwesig is of hulle mishandel, as daar wel 'n pa in die huis is. So hierdie geslag word letterlik die vaderlose geslag genoem. En jy kan maar kyk, gaan net Woester toe, as jy daar sit met daai bende geweld en daai goeters, dis kinders wat se paas nie in die huis is, die paas is nie op hulle plek nie. So pa speel 'n baie belangrike rol.
En om sonder 'n pa groot te word, het verrykende gevolge in ons ontwikkeling, hoe ons met die omgewing, met die mense rondom ons reageer in sosiale integrasie, ons langtermyn ontwikkeling. Jy sal hoor baie mense sê, man, jy het daddy issues, jy het pa issues. En dit is nie vir nie dat mense dit sê nie, want dit is 'n belangrike ding. Pa is 'n belangrike ding. En gelukkig, ten spyte van al die slegte paas en paas wat nie daar is nie, sê Paulus vir ons in die hele Efesiërs sê, dat jy as kind van die Here kan God die Vader, die skepper van die heelal, kan jy jou pa noem. Jy's 'n kind van die skepper van die heelal. En op ander plekke, op ander plekke sê Paulus, volg my, soos wat ek Christus volg. Dis 1 Korintiërs 11 vers 1. En op ander plekke in 1 Tessalonisense 2 vers 14 sê hy vir een gemeente, volg die ander gemeente, gaan kyk na hulle as voorbeeld. En is slegs hier in Efesiërs waar ons aangesê word om God na te volg. So wees soos Paulus, wees soos ander kerke, en dan sê hy hier, wees soos God self. Die Griekse woord vir navolg is mimetes. En dit word, dis waarvan ons die woord mimiek of naboots kry. So jy aap iemand na, dis eintlik waarvandaan dit kom. En wat dit so hy sê jy moet God naboots. Maak soos hy maak, loop soos hy loop, praat soos hy praat. En ons kan hom slegs navolg omdat God self hierdie goedhartige en vergewensgesinde God is. Hy het dit moontlik gemaak dat ons hom kan ken en hy het dit moontlik gemaak dat ons hom kan volg. En omdat ons het reeds sy radikale vergifnis ervaar. Ons is vergewe, ons is sy kinders. En omdat ons sy kinders is, kan ons hom navolg. Dis wat die skrif sê. Nou in Psalm 115 vers 8 en 135 vers 18 sien ons dat jy word soos dit wat jy aanbid. Ek het dit laasweek gesê. Dit wat jy aanbid, jy word soos dit. Hy praat van die afgode. Hulle word soos die afgode wat hulle aanbid. Dit wat jou eerbied en jou vertroue neem, sal uiteindelik jou karakter vorm. En dis die belangrike ding. Dis hoekom ek sê, dis hoekom ons as kinders van die Here, ons kinders in die kerk moet grootmaak. Tussen kinders van die Here, in die woord van die Here, sodat my kind kan word soos sy skepper. Hoe anders moet die kind die Here leer ken as hy nie in die kerk groot word, in die woord van die Here groot word, as ons sien vanaand, as hy gaan slaap, vir hom Bybel lees en bid nie. So Paulus skilder hierdie glorieryke prentjie van wie God die Vader is. En jy kan die skrifte self gaan lees in hierdie hele Efesiërs 1 vers 3, vers 17, 3 vers 14 tot 15, 4 vers 6. Praat van hierdie skepper God, hierdie almagtige God wat ons aanbid. So hy skep hierdie wonderlike prentjie van die God. En nou voeg hy by dat ons as sy geliefde kinders moet ons hierdie Vader sy karakter aanneem en ons moet loop soos hy loop. So hierdie God is almagtig en hy's hoe ons denke, maar nou sê hy wees soos wat hy is. En let wel, ons boots God nie na om sy kinders te word nie, dis nie wat daar staan nie. Hy sê nie doen goeie dade sodat jy sy kind kan word nie, nee. Hy sê omdat jy sy kind is, moet jy loop soos hy loop. Omdat jy sy kind is, moet jy praat soos hy praat. Ons doen dit omdat ons reeds sy kinders gemaak is. En hoe het ons sy kinders geword? Ons sien dit, Paulus het dit reeds geantwoord in 1 vers 5, jy kan dit self gaan lees. God het ons aangeneem as sy seuns en dogters, sê die skrif. Hy het ons die gees van sy seun in ons harte uitgestort, sê die skrif. Wedergeboorte. Hy het ons die gees van sy seun gegee. En as gevolg van die gees wat nou in ons woon, sien ons in Galasiërs 4 vers 5, dat ons nou kan sê, Abba Vader. Sonder die gees van God kan jy nie sê, Abba Vader. Wedergeboorte. En dan het God vir ons 'n familie gegee, dit wat jy hier rondom jou sien. Ekskuus tog, hierdie is ons geestelike huisgesin. En binne 'n huis het elkeen sy taakies om te doen. Elkeen het 'n deel om te verrig. Ek weet, toe ons in die huis groot geword het, my suster is 10 jaar ouer as ek, my ouer broer is 9 jaar ouer as ek, en dan sit my jonger broer wat 3 jaar jonger as ek is. So, toe die ouer kinders nou nie meer skorrelgoed was en goeders nie, dan het ek en my broer nou oorgevat. En toe my pa nou vir my sê, luister Nico, dis nou julle beurt om oor te vat by die skorrelgoed was, toe sê ek vir my pa, maar ek kan nie by die wasbak bykom nie. Sê my pa vir my, okay, sleep gou daai stoel, bring hom gou hierso. Sê die stoel hier voor die wasbak, hy sê, klim op.
Kan jy nou bykom? Ja, nee, ek is by. Dis jou werk nou daai. Nou gaan jy skorrelgoed was. Dis jou job. En my suster het nou, want hulle is ouer as ons, so nou het hulle gegaan na die een vee as ons klaar is, en die ander een mop die vloer as ons klaar is, maar elkeen het sy deel gehad. So die Here, ons is kinders van die Here, ons is in die huis van die Here, en elkeen het sy taak in die huis van die Here. Dis nog heeltyd wat Paulus van praat. Ons het 'n deel om te doen, hier is 'n huisgesin. En behalwe die wonderlike voorregte wat ons as kinders het ons verantwoordelikhede. Goddelike verantwoordelikhede. En net soos kinders hulle ouers naboots, vloei ons gedrag uit ons identiteit uit in Christus. Ek meen, kinders leer natuurlike taal aan. Ek meen, Alora is nou besig om Afrikaans te leer. En hoe leer sy? Sit ons met boeke en met goeders met haar? Luister jy het nou vandag klas, ons moet vir Afrikaans gee, nee, daar is nie dit nie, dit kom natuurlijk, leer jy jou taal aan, natuurlijk leer jy die Kaapse aksent aan, hulle sê ons praat anders as die Transvaalers hierbo, so natuurlijk, klink ons, dit is natuurlijk, begin jy loop, natuurlijk begin jy hierdie goeders doen, so dit is 'n natuurlike ding uit 'n familie, dit is nie iets wat jy moet sukkel om by die kind, dit kom natuurlijk, en dan moet jy ook natuurlijk pas op wat jy sê, want die kind leer die vloekwoorde ook aan, dit kom natuurlijk. So ons moet God naboots, en as kind van God kom het ook natuurlijk, soos laasweek gesê het, 'n skoenlapper, rispe, wens nie om te vlieg nie, Nee, hy word natuurlik, hy gaan deur 'n metamorfose en hy gaan uiteindelik 'n skoenlapper word. En dis 'n kind van die Here. Dis wat jy is, dis binne in jou. Dis natuurlik, dit vloei natuurlik. En ons kan onmoontlik God naboots en dit moet ons onthou. Ons kan nie 'n God naboots wat ons nie ken. As ons nie tyd met hom spandeer nie. Om soos my pa te wees met 'n tyd met hom spandeer. Dis soos ek. As jy ek kan nie veel doen met my hande nie. Maar geef my 'n stuk plank en ek sal hom vir jou saag. Jy kan vir my 'n merkie aan die punt van 'n plank maak en ek sal hom vir jou reguit saag. Hoekom? Want my pa het my geleer. Dis hoe jy saag vashou. Dis waar jou oë is. Dis hoe jy kyk en ek saag hom vir jou reguit. Ek hoef nie eers ek hoef nie. Want my pa het my geleer. Ek moes tyd saam met hom spandeer om dit te leer. So hoe gaan ons 'n God leer ken as ek nie tyd met hom spandeer nie? As ek nie in sy woord is nie, as ek nie in gebed is nie, as ek nie hier tussen kinders van die Here is nie, hoe gaan ek wees soos my hemelse Vader? Dit is soos 'n kind wat as jy op die strand stap, dan sien jy die pa loop voor en die ma loop voor en die kind kom agterna en hy probeer in sy pa se voetspore loop. Jy al gesien hoe lyk dit? Pa se tree is mos nou langer en die kind probeer by jou en dan sien jy die voetjies so, maar hy probeer. En wat Paulus sê, wie wat ons het groot tree, groot skoene en groot tree wat ons moet instap as ons kinders van die Here is. As ons kinders van ons hemelse Vader wil wees. As ons wil lyk soos hy lyk. Ons het lang tree en diep spore om na te volg. En het begin in vers 2, begin het om in liefde te wandel. Hy sê, jy moet lyk soos jou Vader, wandel in liefde. Nou wandel beteken weer eens, ek het laasweek gesê, om te wandel is jou daaglikse lewe, 'n bestendige, konstante leefwyse. Dis waarvan hy praat. Hy sê wandel so, dit beteken dit leef so. Jy moet leef in liefde. Paulus het vroeër vir ons gesê, ons moet 'n wandel hê wat waardig is aan jou roeping. Vers 4 vers 1. Ons moet 'n wandel hê wat anders is as die wêreldse. 4 vers 17. En hier kom en hy pleit by die kinders van die Here en hy sê ons moet wandel daagliks in die liefde van God ons Vader. Dis hoe ons moet wandel. So dis nie 'n eenmalige emosionele hoogtepunt nie. Hierdie is 'n lewenswyse van liefde. Dis waarvan hy hier praat. Hierdie is 'n ewige liefde. Want ons aanbid nie net 'n God wat lief het nie, ons aanbid 'n God wat liefde is. Die beredening gekom met God is liefde, dit staan groot daar. So as God liefde is, moet ons in liefde wandel, dis wat hy vir ons sê. Wandel in liefde, dis 'n daaglikse leefwyse. En as sy kinders moet ons hierdie liefde navolg, en ons moet dit openbaar aan die wêreld. Blaai saam met my 1 Johannes 4 vers 7. 1 Johannes 4 vers 7. In Johannes 4 vers 7 tot 11. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê,
En dan gee die rede, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. So om ander lief te hê, soos wat God lief het, is 'n marathon. En dis wat ons moet sien. Dis nie 'n sprint nie, dis nie 'n 100 meter sprint nie, naloop nie, dit is nie wat dit is nie. Hierdie is 'n marathon. Dis iets wat jy met jouself pace, want die Here gaan vir, en ek sê weer vir jou, as die Here gee vir my geduld met daai ou, gee vir my liefde vir daai ou. Wat dink jy gaan hy doen? Hy gaan mense oor jou pad bring vir wie jy nie lief wil wees. Jy het dit al gesien? Ek gaan jou leer om vir daai persoon lief te wees. Ek sê weer, as jy nie my like nie, dan is ek hier vir jou heilig maak. Sterkte. Jy gaan moet leer om my lief te kry, dis wat hy sê. Ons is hier vir mekaar. Hy sê soos yster slyp yster. Ek sê weer, waar yster en yster by mekaar kom, is hitte en as vonke. Maar ons word gevorm na die beeld van Christus. Dis wat hy sê. Daarom is Efesiërs 5 vers 1 'n gepaste toepassing vir Efesiërs 1 vers 5. Gaan dit weer sê. Efesiërs 5 vers 1 wat ons nou gelees het, is 'n perfekte toepassing van 1 vers 5. Hierdie twee verse hoort by mekaar. Want in Efesiërs 1 vers 5 word jy wettiglik en liefdevol in God se familie aangeneem. Dis 1 vers 5. Jy is nou in sy familie aangeneem. Efesiërs 5 vers 1 sê, boot jy nou God se karakter na, want jy is deel van sy heilige familie. Dis wat jy nou is. Ek is aangeneem, en omdat ek nou aangeneem is, moet ek nou loop soos hy loop. Dis wat hy sê. So, God is die standaard wat ons moet navolg. Dis die een soos wie ons moet lyk. Nou, julle ken vir Alexander die Grote, julle het al stories gehoor, geskiedenis gehoor van hom. Toe Alexander die Grote, bring hulle vir hom in sy weermag, bring hulle vir hom 'n lafaard, en sê, luister, hierdie ou wil weghardloop. Hy sê, jou weermag, Alexander, maar hy wil weghardloop, en Alexander kyk na hom en hy sê, luister, wat is jou naam? Die eerste ding wat hy hom vra is, wat is jou naam? Lafaard, een wat wil weghardloop, hengselper, as ons nou wil teruggaan na die boere toe, wat is jou naam? En hy sê, my naam is Alexander. En nou hier staan hy nou voor Alexander die Grote. En Alexander sê van wie wat jy een van twee keuses. Jy verwerp of jou naam nou, want ek is Alexander en ek is nie 'n lafaard nie, of jy verwerp jou lafaardigheid, een van die twee. Maar as jy my naam dra, sal jy 'n held wees, en dis dit. So wat sê die woord van die Here? Wat sê Paulus vanmôre? As jy sê ek is 'n kind van die Here, ek dra sy naam, sy bloed, sy geestelike bloed vloei deur my are, dan moet jy lyk soos 'n kind van die Here. Ons kan nie lyk soos 'n kind van die Here nie. Jy moet loop soos hy, jy moet wandel soos hy, jy moet praat soos hy. Dis wat hy hier sê. Diegene wat sy naam dra, moet sy navolgers wees, ons moet sy karakter dra. Dis wat ons moet wees. As kinders van die Here behoort ons bekend te wees vir ons praktiese dade van liefde. Ek wil die skrif sê, ons moet sorg vir die weduwee en die wees. Jakobus 1:27. Die skrif sê, ons moet sorg vir die armes. Efesiërs 4. Maar ons behoort in besonder sorg te dra. Vir wie? Vir my huisgenote hier. Ons sien dit in Galasiërs 5 vers 10. So, behalwe dat jy vir die res van die wêreld kan sorg, en moet sorg, as jy kan, hier is jou eerste prioriteit, is jou huis. Hier, onder mekaar. En dan in Efesiërs 4:32, die skrif waarmee ek begin het vanoggend, is, ons moet vriendelikheid aan mekaar betoon, en ons moet mekaar vergewe, praat van sy huis. So in kort, jy is gered, jy is deel van die liggaam van Christus, jy is 'n kind van die skepper van die heelal, sodat jy kan dien. Dis hoe eenvoudig is dit. Dis hoe maklik dit is. Jou doel op aarde is om soos jou meester te wees, soos jou vader te wees, en jou meester het gekom om te dien.
Julle ken die skrif in Matteus 27, blaai saam my soontoe. Matteus 27. Sorry, Matteus 20, jammer, Matteus 20. Vers 27 en 28. Hoor wat sê hierso. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir ander. Jesus het gekom om te dien, om sy lewe te gee as 'n losprys vir ander. So ons moet 'n lewe leef as 'n losprys vir ander. Maar in ons moderne kultuur van vandag kan sommige die geloof van Christus as 'n produk van persoonlike verryking sien. Wat kan die kerk vir my doen? Wat kan ek kry by die kerk? Ek kom kerk toe om te ontvang en ek gaan huis toe. Christus en sy kerk is daar vir my persoonlike gerief, vir my gemak en vir my selfbehoud. Waar vir die kerk daar is. Die kerk is 'n drive-through vir geestelike takeaways. Jy al gesien? Dis waar jy church hopping kry. Hierdie kerk gee nou nie vir my genoeg nie, so ek skuif nou soontoe. Wat word ek daar gebied? Dan skuif ek soontoe, ek skuif soontoe. Wat Paulus hier sê is, luister, jy word deel van 'n liggaam van Christus. Ek en my broers en my suster het mekaar baie die hare ingevlieg. Ons het baie beklei. Bly sy my suster? Bly hulle my broers? Vandag nog. En weer eens, ons het met mekaar gefight, maar bewaar jou siel as ek by jy is, of as hulle by is waar jy nou met my wil fight. Jy fight nie met ons. En dis wat die ding is. Hier is my broers en susters. As jy wil fight, moet jy by my verbykom. Wat hy sê. Hier is 'n liggaam, behoor daaraan, wees deel daarvan, dien in hierdie liggaam. Want die probleem is in die kerke van vandag is my uiteindelike doel is om hemel toe te gaan, reg? Is dit my doel? Nee. As ons kyk wat sê die woord, gaan jy hemel toe as jy kind van die Here is? Gaan jy in sy teenwoordigheid leef vir die res van jou lewe? Ja, dis deel daarvan, maar dis nie jou doel nie. Dis nie die doel nie. Hier is die doel. Ek wil dit vir jou lees, ek wil hê jy moet dit sien. Jy is gered om gelykvormig te word na die beeld van Christus Jesus. Dis die doel. En ek wil dit vir jou lees, Efesiërs 1 vers 4, ons begin weer daar. Ons begin weer daar. Wil jy moet dit sien. Kom nou. Hoor wat sê hy? Hy sê, soos hy, ons begin vers 3, Efesiërs 1 vers 3, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Hoekom? Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek wil hê, ek het jou uitverkies, ek gaan jou red, sodat jy heilig en sonder gebrek voor my kan wees. Dis jou doel. Wat beteken dit? Ek moet jou vorm na die beeld van my seun. Romeine 8:29. Jy moet heilig en sonder gebrek wees. Romeine 8:29. Wat sê hy daar? Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. So as jy wil weet, wat is die Here se doel vir my? Hier sê hy, ek wil hê jy moet word na die beeld van my seun Jesus Christus. Heilig en sonder gebrek. Dit is jou doel. Gaan ek hemel toe? Of course gaan jy, maar my doel op aarde is om gelykvormig te word met die beeld van my seun. Dis dit. Dis jou doel, dis jou doel op aarde. Ek moet Jesus navolg, ek moet stap soos hy stap, ek moet loop soos hy loop. Dis die ding. So jou ware werk op aarde begin eers wanneer jy wedergebore is. Die lewe hier, wanneer jy wedergebore word, is nie die einde nie. Here, kom haal my nou, asseblief. Ek het nou genoeg gehad, ek moet nou gaan. Nee, inteendeel, Jesus het gebid dat sy volgelinge moet bly. Julle ken daai gedeelte?
Johannes 17 vers 15 en 18, julle kan dit self gaan lees. Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld uitneem nie, maar ek bid dat U hulle van die bose sal bewaar. Is dit wat hy gebid het? Ja, hoekom? En dan gaan kyk, as jy verder lees, gaan jy sien, sodat hy bid vir die wat uit hulle woord uit sal glo. Ek en jy is hier om die beeld van Christus uit te dra, die evangelie uit te dra, sodat die wêreld van hom kan hoor en hom kan sien en hom kan beleef. Ons is deel van God se belofte aan Abraham, dat die ganse wêreld deur hom geseën sal word. Ons is 'n bewys dat Jesus Christus die saad is wat aan Abraham beloof is, wat die wêreld sal red. Ons is 'n bewys daarvan. Ons is 'n sigbare, tasbare bewys daarvan. As nagevolgers van God moet ons lig en sout wees, reg? Ons ken dit. Dis al as mense dit sê, ja, ek ken dit, ek ken die verhaal, ek weet. Ons moet staan lig en sout te wees in 'n duister wêreld. En om lig te wees in 'n duister, om jou lig in 'n duister wêreld te laat skyn, moet jy die karakter van God weerspieël. Dis waarvan hy praat. En om sout te wees, moet ons sy geregtigheid, sy waarheid, sy liefde, sy reinheid in 'n korrupte wêreld laat seëvier. Dis die groot ding. So maak nie saak waar die Here jou geplaas het nie. Dis soos die regering. As ons bid vir die regering, en ons moet bid vir die regering. Ons moet. Die skrif sê dit vir ons. Bid vir die regering. Dis ons verantwoordelikheid. Maar wanneer ek bid vir die regering, onthou as ons dink aan die regering, sien ons net sleg. Het jy geweet as kinders van die Here in die regering? Jy geweet as kinders van die Here wat in die regering werk, wat suffer daar, wat sukkel, wat die korruptheid sien, wat dit beleef, wat deur dit gaan en teen dit bid daar. Wanneer laas het jy gebid vir kinders van die Here in die regering wat nou so korrup is? Sy kinders is selfs daar besig om lig te laat skyn. Mense te irriteer. Teresa van Avila het gesê, Christus het nou geen liggaam behalwe joune nie. Geen hande, geen voete op aarde behalwe joune nie. Joune is die oë waardeur hy met deernis na hierdie wêreld kyk. Joune is die voete waarmee hy loop om goed te doen. Joune is die hande waar hy die wêreld seën. Is dit nie kosbaar nie? So Paulus sê, raak betrokke by jou gemeenskap, raak betrokke in jou werkplek, raak betrokke in jou kultuur as 'n kind van die Here. Eerder as om jouself te isoleer van die wêreld af. Die wêreld het 'n behoefte aan die liefde van God. En hulle weet dit nie eers nie. En ons as kinders van die Here is die liggaam waardeur hy werk. Ons is sy hande en voete. Ons moet wees soos hy is. En om hierdie vaders, want hier is die wêreld het hierdie liefde nodig, hulle besef het nie. En om die Vader se liefde duideliker te verstaan vir my en jou, moet ons na Christus kyk. Dis wat hy hier sê. Die oomblik wat hy sê, dit is hoe die liefde moet lyk, kyk na Christus. Want hy is die uiterste nabootser van die Vader. Onthou, ons moet die Vader naboots, Jesus is ons voorbeeld, en Jesus het die Vader nageboots. Blaai saam met my Johannes 5 vers 19. Johannes 5 vers 19. Hoor wat sê hy so. En Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Jesus sê, ek doen niks as ek nie sien my Vader dit doen. Niks. En dan 14 vers 9, Johannes 14 vers 9, net so eentjie aan. Hoor wat sê hy daar? Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Jesus sê, ek lyk soos my Vader, ek loop soos my Vader. As jy wil weet hoe die Vader is, kyk na my. As jy wil weet hoe die Vader se liefde is, kyk na Jesus. Die Vader het hom kruis toegestuur vir my. Jesus is die uiterste tasbare blauwdruk van God se liefde. As jy wil weet hoe lyk liefde, dis Jesus. En om ander soos Jesus lief te hê, klink goed, maar almal van ons misluk daar. Almal van ons. Dis die goeie nuus vir jou vanmôre. Ons almal misluk. So jy hoef nie sleg te voel, hy aanpik op jou op my nie. Ons almal misluk daar. Selfs nie Christene, ongelowiges,
kan nie die algemene konsep van opofferende liefde verstaan nie. Hulle verstaan dit nie. En hulle het beslis nie belangstelling om hulle lewens aan God te onderwerp en te doen wat God sê en om lief te hê soos wat hy God lief het. Hulle ken dit nie, hulle kan dit nie doen nie. Maar selfs Christene het hulle naaste nie lief soos wat God ons lief het nie. Ons maak dit nie. En hoe het Jesus lief gehad? Hier is die vraag, hoe het hy lief gehad? Hierdie vers bied vir ons die wonderlike beskrywing van ware liefde. Wil jy dit sien? Dis so diep wat hy hier doen. Liefde behels om onsself weg te gee, want dis wat Jesus gedoen het. Hy sê Jesus het homself vir ons gegee. Hy het homself weggegee vir die beswil vir ander, vir my en jou. En Paulus sê, Jesus het ons lief gehad en homself vir ons oorgegee, is wat die skrif daar sê. Hy het, en hy herhaal hierdie selfde idee wanneer hy oor die huwelik praat. Wanneer hy vir die man sê, jy moet bereid wees om vir jou vrou te sterf. Ja. So liefde is nie net sentimenteel. Dis nie net 'n gevoel van lekker kry nie. Dis nie waaroor hierdie gaan nie. Dis nie bloot om jammer te voel vir iemand nie. Dit behels opoffering en aksie. Dis waarvan hy praat. Hy praat van liefde is opoffering en aksie. 1 Johannes 3 vers 18 sê hy, my kinders, laat ons nie net oor liefde praat nie, laat ons ware liefde beoefen. Dis wat hy sê. Jesus het sy liefde met vlees en bloed aksie gedemonstreer. Dis hoekom die kruis aan die muur hier opgesit is om aan daai ding te dink, want dit is wat hy gedoen het vir die liefde. Dit was aksie. Romeine 5 vers 8. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En dan sê die skrif hier, jy sien wat doen Paulus daar. Hy sê in 5 vers 2, hy sê Christus se dood was 'n geurende offer aan God. Ek hier agter in die bidkamer bid ek dit omtrent elke Sondag. Here, laat hierdie lofprysing en hierdie aanbidding en die mense wat vanmôre inkom en hulle stemme verhef en hulle hande ophef, Here, dat daardie offer 'n welriekende geur sal hê. Nou hierdie Jesus se offer vir ons aan God was 'n welriekende geur. Nou in die Ou Testament se gepraat het van 'n welriekende geur, het dit beteken dat dat offers op die altaar geplaas en dan praat die skrif van dit was 'n welriekende geur. Dit beteken God het die offer aanvaar. Die hart, want dit gaan eintlik oor die hart, het gaan nie oor die offer, dit gaan oor die hart. Daai offer wat daar kom uit daai ou se hart uit en daai ou se hart is opreg na my toe. Hy vertrou my. Hy bring dit en hy sê as jou hart opreg is 'n welriekende geur. Jesus se hart was reg en sy offer vir ons, sy liefdesoffer vir ons was 'n welriekende geur aan die Vader. So Christus se offer het 'n geur van genade gehad, vergifnis en heerlikheid. Dit was die aangenaamste geur van 'n offer ooit. Ek kan myself dit nie indink dat God mens word vir my en jou nie. Maar Paulus gaan verder. Ons het nie net Jesus se voorbeeld nodig nie. Ons kan nie net op Jesus se voorbeeld gaan as mens nie. Ons het ook 'n verlossende genade nodig. Ons het 'n verlosser nodig om ons vry te maak, om ons te vergewe. Ons het die Heilige Gees in ons liggame nodig, in ons wese nodig, om ons te bemagtig om die wêreld so lief te hê. Ek sê weer, ons kan dit nie self doen nie, jy het nie daai mag nie. Die Heilige Gees moet ons help om hierdie offer van liefde aan hierdie wêreld daar buitekant te bring. Aan mekaar te bring hier. Romeine 5 vers 5. Romeine 5:5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die oomblik toe jy wedergebore is en die Gees van God in jou gegee is die liefde van God in jou hart uitgestort. En soos ek vir jou gesê het, so dis reeds binne in jou. As jy vanmôre kan sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here, is die liefde van God binne in jou, dis in jou. Ons is nou soos hy rispe. So ek sê, dis daai wurmpie, wat uiteindelik 'n skoenlapper gaan word. Ek hoef nie te probeer nie, die Here is besig met my. Hy vorm my klaar aan die beeld van sy seun, ons is op pad soontoe. Ons is nog nie perfek nie,
En in liefde moet ons genade hê met mekaar, waar jy ook al geestelik is op hierdie stadium. Maar die Here is besig met ons. Ek is gered, ek is vrygemaak. En dan sien jy dit, die skrif sê, Christus het homself vir ons oorgegee. Maar dit was 'n offer aan God die Vader. Lees dit daar. Ek het myself vir julle oorgegee as 'n offer aan God die Vader. Dit is die patroon van ware liefde wat ons getoon word. Terwyl ons nie soos Christus in 'n versoenende manier kan lief hê nie. Ek kan nie jou siel red nie. Ek het nie daai vermoë nie. Ek kan nie. Kan ons op hierdie horisontale, vertikale manier lief hê. Dis waarvan hy praat. Met ander woorde, wanneer ek jou dien, wanneer ek vir jou lief is, word daardie liefde 'n offer aan God. Dis wat hy hier sê. My liefde aan jou word 'n offer aan die Here. Daar moet 'n heilige geur van liefde in ons lewens wees. Dis wat hy hier sê. Terwyl jy prakties opreg en vrygewig vir ander sorg tot eer van God. Filippense 4 vers 18. Hier is ook 'n bekende gedeelte waar kerk 'n offer bymekaar gemaak is, wat vir Paulus gegee word vir Filippense 4 vers 18. Dan praat hy hier van die gawes. Ons lees van vers 16, Filippense 4 van vers 16, hy sê, want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. So daar was 'n offer opgeneem, en dit is aan Paulus gestuur, daar waar in die sendingveld was. Hoor wat sê hy daar? Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. So julle het vir my 'n offer bymekaar gemaak, julle het dit vir my gestuur, hier het ek dit nou, wat dit ook al mag wees, kos, klere, wat dit ook al mag gewees wat Paulus nodig gehad op daai stadium. Hy sê ek het dit ontvang en ek het oorvloed. En hoor wat sê hy so? Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. Hoor wat sê hy so? 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Hulle het vir Paulus 'n offer opgeneem, vir hom gestuur. Paulus het die blessing ontvang daar, maar weer eens, wat sê die Paulus sê, daai offer was 'n welriekende geur aan God. So wanneer ek jou dien in liefde, wat dit ook al mag wees, daar agter vir jou 'n koppie koffie maak, wat dit ook al mag wees. As dit uit my hart uitkom tot eer van die Here, is daardie 'n offer aan God. Dit stop nie hier nie. Liefde stop nie hier waar ek jou dien nie. Dit is 'n offer aan God. 'n welriekende geur. So om te weet hoe God is, moet ons sy woord bestudeer. Ons moet hier lees. Hoe is God? Ek moet wandel soos hy, ek moet hierdie boek lees. Hier moet ek stap. Dit is sy openbaring van homself aan ons. En dan die probleem is, hoe meer ons van hom leer, hoe meer ons hom leer ken, hoe beter leer ek myself ken, hoe meer besef ek is nie in staat om lief te hê soos wat hy lief. Ek het nie daai vermoë nie. God is ver bo my verhewe. As hy sê, julle moet heilig wees want ek is heilig. Here, ek kan dit nie doen nie. Hoe meer ek die Bybel lees en hoe meer ek myself leer ken, hoe meer besef ek kan dit nie doen nie. Julle moet lief hê soos ek lief het, want ek is liefde. Here, ek kan dit nie doen nie. Hoe meer jy hom leer ken, hoe meer ek myself leer ken, hoe meer besef ek, Here, ek kan nie. Ek het hulp nodig. Daarom moet ons met krag versterk word deur die Gees in die innerlike mens. Efesiërs 3 vers 16. Om tot die volheid van God vervul te word, 3 vers 9. Sien jy alles in Efesiërs? As jy so wil leef, moet jy deur die Heilige Gees vervul word. Ek sal jou help. Ek gaan saam met jou stap. Julle het net nog gesien hoe stap hulle met Alora. Sy kan nog nie self stap nie, maar sy dink sy kan. Sy dink sy kan. Maar hulle hou hande vas in 'n stap met haar. Die Here doen dieselfde met ons. Daar waar jy nie kan loop nie, het hy jou gevat en hy het jou gedra. Hy stap met jou. Ek leer jou. Ek lei jou. God se liefde en alle liefde wat so syne is, het lief ter wille van ander. Nie van wat ek kan ontvang nie, ek het lief ter wille van ander. En die punt is, ons kan God se liefde nie verdien nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan sy liefde wen. Niks. En ons word beveel om ander op dieselfde manier lief te hê. Dis hard, dis rof. Dis 'n menslik onmoontlike taak. So die enigste manier hoe navolgers van God, ons navolgers van God kan word, kan stap soos hy stap,
hom kan mimic, is dat die Here Jesus Christus sy perfekte lewe deur ons lei. Ons is heeltemal afhanklik van sy gees, om soos hy te word. So as ons Paulus se vermaning van wandel in die liefde, maak dit jou daaglikse lewe, as ons dit wil doen, moet ons onsself aan die beheer van die Heilige Gees oorlaat. Sê Here, hier is ek. Ek kan dit nie doen nie. Ek het nie die vermoë om dit self te doen. Here, u woord sê dis wat ek moet doen, help my daar. Help my. So hier is nie, dis nie wat Paulus doen, luister, doen die volgende, of jy sleg nie. Nee. Hy sê, doen dit, want ek gaan jou help. Die Heilige Gees gaan jou help, so wat hy sê. Deur sy genade is dit moontlik om sy beeld uit te dra. Soos om Piet vanoggend hier agter gebid het, Here, ons is na u beeld geskaap. Ons lyk soos hy. Ons is die familie trek, 'n aartjie na die vaartjie, die appel val nie ver van die boom af. Paulus sê, Christus het ons lief gehad en homself vir ons oorgegee. Vers 2. Hy sê iets soortgelyks in Galasiërs, terwyl hy van sy eie opofferende lewe plaas. Hoe is sy lewe? Ek wil dit vinnig lees, Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer, maar Christus leef nou in my. So wie leef nou? Christus leef in en deur my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So wat doen hy? Hy leef, dit wat hy leef hy die liefde van Christus, omdat die liefde van Christus homself vir hom gegee het. Christus aan die kruis. Dis hoe hy kan leef soos hy leef. So, 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15 sê, die liefde moet ons dryf. Die liefde dring my. Christus se liefde dring my om te doen wat ons moet doen. En sommige van hierdie aksies, en hier is 'n paar aksies wat ek wil gee, alles uit Efesiërs uit. Ons moet mekaar lief hê, Efesiërs 5 vers 2. Ons moet ander vergewe, Efesiërs 4:32. Ons moet finansiëel gee, Efesiërs 4:28. Om die evangelie te versprei, Efesiërs 6 vers 15. Om geduldig te wees met ander, Efesiërs 4 vers 2. Om diegene lief te hê wat jou irriteer, Efesiërs 4:26. Dis rof. Om diegene in die nood te help, Efesiërs 4:29. Dis net 'n paar, ek sê weer gaan lees dit. Onthou ek is nog net in Efesiërs, ek is nog nie in die res van die Bybel nie. Daai is Efesiërs se skrifte wat ek nou aangaan. Dis hoe ons moet leef. Om ander lief te hê en te dien word 'n diepgaande daad van aanbidding, 'n geurende offer aan God. Wanneer jy hier dien, ek sê weer, die ouens wat daar agter sit by die klank en by die rekenaar, die ouens wat hier kom en hulle speel, hulle gebruik hulle talent wat die Here gebring het. Daar agter het hulle iets lekkers gebring om te eet. Ons het koffie gemaak, bekers uitgesit voor die tyd toe niemand nog hier was nie. Die aircon se goed kom aansit en die ligte aangesit het, reggemaak het sodat as ons hier instap, is die plek lekker warm. Die Here sê daai, as dit uit die regte hart uitkom, is dit 'n welriekende geur vir God. Dis 'n offer aan hom. Ons pluk die vrugte daarvan, maar dit is 'n offer aan God. So liefde is nie net 'n sosiale verpligting. Vir 'n kind van die Here is dit om soos God te wees. Dis 'n opdrag. Wees soos ek. Lyk soos jou hemelse Vader. Shana Skutte het gesê, jy word nie geroep om meer lief te hê as wat jy reeds lief gehê is. Verwag jy van jou meer nie. Jy moet hulle lief hê soos ek jou lief het. En wat het hy gedoen? Hy's kruis toe vir my. Hy's kruis toe. So weer eens vanmôre ouens, ons het die vermoë as normale mense om met ons eie uit op hierdie manier lief te hê. Ons het nie. Moenie laat mense jou sê, nee, ons het dit nie, hy vermoë nie. Maar die Gees in ons, wat ons help en lei en vorm na die beeld van sy seun. Sê weer, sien jouself as daardie rispe. Here, ek is 'n wurmpie. Ja, jy is, maar jy gaan 'n skoenlapper wees. Ek vorm jou na die beeld van my seun. Van ons is verder op die pad, van ons is al 'n papie. Ons is in hierdie kokon gespin. Jy het al gesien hoe lyk dit. En eventually, en hier is die groot ding. Uiteindelik, wanneer daardie hemel oopskeur en Christus kom terug,
Jy moet dit sien. Sê die skrif, gaan ek wees soos hy is. Ek gaan wees soos hy is. Ek gaan lyk soos hy is. En John MacArthur sê dit altyd, ek het dit al hier gesê, as hy dink aan die hemel, wat die wonderlikste vir hom is nie die idee van die goue strate en al hierdie goeders nie, dis wonderlik, en hy sê, die wonderlikste vir hom is om ontslae te raak van hierdie vlees van sonde. Ek wil wees soos my Skepper, volkome. En dis my gebed vanmôre vir AGS Sannieshof. Here, dat ons soos U sal lyk, dat ons sal weet wie ons is in Christus, en soos U sal loop, en dat ons onsself sal toelaat en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Hulle noem dit die spiritual disciplines. Hoe laat ek die Here toe om in my lewe te werk? Hoe laat ek toe dat hy my vorm? En hiermee sluit ek af. Wat is die spiritual disciplines? Dis gebed, Bybel lees. Ek kom kerk toe, ons maak die naam van die Here saam groot. Ek sit en mediteer oor die woord op pad. Ek het vanoggend toe opgestaan en toe lees ek daai versie en op pad werk toe, of ek van die kinderskool toe, wat dit ook al mag wees, sit ek in die kar of sit in die bakkie en ek sit en pyns oor daardie skrifgie. Dis meditering, dis waarvan ek praat. Heilige Gees, dis al daai goed is deel waar ek my vir die Here beskikbaar stel en sê, Here, vorm my na die beeld van die Seun. Ek wil lief hê soos wat hy lief het. Ek wil ook opofferend gee soos wat U gegee het. Tot voordeel van ander en tot verheerliking van U naam.